Goeienaand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Ek wil graag vanaand die volgende gedagte met julle deel. En ons gaan lees uit Johannes 21, die 7de vers, en ons lees uit die King James. Therefore, that disciple whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from the land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. En dan gaan ons kyk na Lukas 10, vanaf die 38ste vers. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, doest thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Weet Petrus is hierso, dit is na die tyd, net na die kruisiging en die opstanding, en die disciples het nie juist veel om te doen nie, en daar gebeur nie juist veel nie. En Petrus sê, kom ons gaan vang vis. En hierso, hierdie rykdom van vis. Maar toe Jesus verneem, weet, dis eintlik so enaardig. Die discipel wat weet, sê vir Petrus, dit is die Here Jesus. En Petrus glo, en die eerste ding wat Petrus besef, ek moet by Jesus kom. Moet alles los, ek moet by Jesus wees. Martha en Maria dieselfde. Martha is besig met baie dinge, sy is bekommerd, sy stres, sy wil graag alles reg hê. Maar Maria gaan sit aan die voete van die Here en luister na sy woord. Die Here sê vir Martha, Martha, Maria het die beste gekies, en dit kan nie van haar af weggeneem word nie. Die vraag vanaand is, waar sit ek en u? Is ons aan Jesus se voete besig om die woord van die Here te hoor, of is ons besig om ons ore uit te leen aan sekere mense wat agendas najaag? Besef ons dat ons behoud lê daarin om aan die voete van die Here Jesus te sit en die waarheid uit sy mond te ontvang. Daar is baie mense vandag wat sê Jesus is nie God nie. Dis 'n hartseer saak. Daar is baie mense wat nie eens tot die Here wil bid nie. Hulle sê hulle is Christen, hulle sê hulle is wedergebore, maar hulle bid nie tot Christus Jesus nie. Hulle sê nee, hy het nie gekom om gedien te word nie. Hy is nie gekom om aanbid te word nie. Daar is hoeveel voorbeelde in die Nuwe Testament waar die Here Jesus Christus geaanbid word. Nou jy weet, ons liggaam het die hoof nodig. En sonder die hoof is die liggaam dood. As die liggaam nie instruksie ontvang van die hoof af oor wat om te doen, wanneer om dit te doen en hoe om dit te doen nie, dan is ons heeltemal verlam en dood en pap. As die rug gebreek word, dan werk die onderlyf nie. Die voete kan nie loop nie. Ons is gestagneer, ons is geplant op een plek. As die nek gebreek word, dan is die hele liggaam lam. So wanneer die liggaam wat ek en u is, kontak verloor met die hoof wat die Here Jesus Christus is, dan is die liggaam lam en kan niks gebeur nie. Niks kan uitgevoer word nie.
So ons het nodig om gedurend in kommunikasie te wees met ons hoof, die Here Jesus Christus. Ons het nodig om so verweef in die Here Jesus te wees, dat lig nie tussen ons kan deurgaan nie. En op die oomblik is daar mense wat alles in hulle vermoë doen, om ons van die hoof, die Here Jesus te skei, want dit is in hulle belang, sodat hulle ons, die liggaam, kan gebied en kan sê, doen so, doen dit, doen dat. Ons het nodig as die wedergebore kinders van die Here om aan die voete van Jesus te wees en die woord te hoor, veral in hierdie tye waar die nood ernstig begin word. Ons almal weet wat in die Midde-Ooste besig is om te gebeur. En mense sal klaar op hol en hulle kom met allerhande stories en allerhande scenario's oor wat kan gebeur en dit maak nie saak nie. Ons het geen behaag in hulle woord nie. Ons liefde is in die woord van die Here, want ons weet die Here is die waarheid, die weg en die lewe. Ons verstaan dat die woord van God volgens Psalm, as ek vandag daar uit kan kom, Psalm 12 vers 6 sê die volgende: The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. Dit is wat ek en u nou nodig het, hierdie woord van waarheid om aan vas te kleef. En hierdie woord van waarheid is aan ons geopenbaar in Johannes 1. Ons wil nie nou daarna toe gegaan het nie, maar kom ons gaan gou-gou. Die opening rede van Johannes 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ons het nodig om by hierdie waarheid te sit en te hoor en te verneem en op te tree soos wat die Here nou vir ons beveel om te doen as sy liggaam hier op aarde. En daar is niks wat ons moet toelaat om in die kommunikasie tussen die Here Jesus en ons te blok of af te sny nie. My broers, my susters, geliefdes, kom ons kom aan die voete van die Here Jesus, soos 'n Petrus en soos 'n Maria, en ons hoor sy woord en ons glo sy woord. Ons maak dit ons eie en ons gaan deel. Ons gaan deel. Ons moet nou die kalmte wees. Ons moet nou die vrede wees. Ons moet nou die leiding gee. Dit is nou die tyd om die evangelie te deel. Soos die skrif in vervulling gaan, die oorlog kom, soos die Here Jesus self vir ons gegee het in Matteus 24. Die dinge is besig om in plek te val. Ons moet opgewonde wees. Ons moet gaan dien. Ryklike seën in Christus Jesus, 'n wonderlike week, 'n geseënde week, 'n week van openbaringe vir een en elk. Dis my gebed. Mooi loop.